Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor 'n nuwe begin met God. 'n Nuwe begin met God en ons skrifgedeelte kom uit Esra hoofstuk 3. Esra hoofstuk 3. Maar voordat ons dan nou in die woord begin delf, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons vanmôre weer by U kan kom sit. Here, leer ons vanmôre hoe om opnuut met U te begin. Here, breek vir ons die woord oop, dat ons dit kan verstaan. Here, maak ons ore oop dat ons kan hoor, ons verstand om dit te verstaan en ons hart om hierdie boodskap in ons harte te dra, maar ook om dit op ons lewens toe te pas. Seën elkeen wat luister hier vanmôre, Here. Maar seën my ook, deur my lippe aan te raak, Here, dat U deur my sal spreek. Dat dit nie ek is wat praat nie, maar U. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, 'n man met die naam Harold Ross het jare gelede die tydskrif The New Yorker in klein kantore met baie min toerusting begin. En eendag in 'n restaurant op die grondvlak het hy Dorothy Parker, een van die tydskrif se eerste skrywers, ontmoet. En toe vra hy van, wat maak jy hier? Hoekom werk jy nie daar bo in die kantore nie? Toe sê sy, iemand het die potlood gebruik. So ek het afgekom vir koffie. Vanuit so nederige begin het The New Yorker 'n bekende en wyd verspreide tydskrif geword. Byna alles wat groot is, het 'n klein begin gehad. Met ander woorde, elkeen van ons moet eers begin. Alles moet eers begin. En hierdie hoofstuk vanoggend gaan oor 'n nuwe begin met God. En vir sommige van die ou mense het dit nie na veel gelyk nie. Hulle het dit vergelyk met die vorige glorie van Salomo se tempel wat hulle geken het. En hierdie een het nie vergelyk nie. En so het hulle gehuil terwyl die jonger mans gejuig het. Maar God het hierdie nuwe begin gebruik om sy volk in hul aanbidding van hom te herstel te midde van die pyn wat eens Jerusalem was. En aangaande die tempel wat hier begin is, het die Here in Haggai 2 vers 9 gesê, die latere heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vorige. En dit was na hierdie tempel dat die Here Jesus self sou kom en die groter heerlikheid sou bring. Jy sien, daar is tye in ons almal se lewens wanneer ons 'n nuwe begin met God nodig het. Miskien het jy die Here verskriklik teleurgestel deur doelbewuste rebellie en sonde. Miskien het jy sorgeloos in die wêreld en sy weë ingedryf en die dinge van God verwaarloos. En nou is jy ver van hom af. 'n teleurstelling of 'n beproewing het dalk veroorsaak dat jy wegdryf van die noue gemeenskap met God en sy volk wat jy eers geniet het. Jy het 'n nuwe begin nodig. Maar jy wonder of dit enigstens moontlik is, en indien wel, waar begin jy? Die gedagte aan 'n nuwe begin is eng, want jy wil tog nie nog 'n mislukking waag nie. Maar jy is nie tevrede met waar jy is nie. En jy het besef dat die afgode van Babylon jou siel nie kan bevredig nie, en jy is so ontevrede in Babylon dat jy bereid is om jouself te ontwortel en die moeilike en gevaarlike reis terug na die beloofde land aan te pak. Maar jy kom daar en dan ontdek jy, die land is net 'n hooppyn. En hoe begin jy weer met God? En ons hoofstuk vanoggend wys vir ons 4 dinge. Die eerste, 'n nuwe begin met God is moontlik, ongeag hoe geestelik laag ons gedaal het. Die nasie Israel was omtrent so geestelik laag as wat jy kan gaan. Die noordelike koninkryk het in 722 voor Christus voor die Assiriërs geval na geskiedenis van afgoderry. Die suidelike koninkryk van Juda het in 587 voor Christus geval toe Nebukadnesar Jerusalem en die tempel vernietig het en die Jode in ballingskap na Babylon gesleep het. En 50 jaar het verbygegaan toe hy uit die donkerte volgens God se belofte deur Jeremia, soos ons in Jeremia 29 vers 10 tot 14 lees, het God volgens daai belofte die heidense koning Kores aangehits
om 'n bevel uit te vaardig wat die Jode toegelaat het om na die land terug te keer. En byna 50.000 Jode het gereageer. Hulle het hulle lewens in Babylon prysgegee. Hulle het die gevaarlike en die moeilike reis deur die woestyn gewaag en was nou terug in die land. Maar dit was nie meer die land wat die ou mense eens geken het nie. Dit was 'n land wat deur oorlog verwoes is en 50 jaar van verwaarlosing gelei het. En toe hierdie Jode in die 7de maand, met ander woorde, vir ons September, Oktober, na Jerusalem opgetrek het, soos in vers 1 sien, het hulle by 'n stad gekom waar die mure afgebreek is en die geboue, insluitend die tempel, 50 jaar tevore vernietig is. En die vyandige mense wat hier ingetrek het hierdie terugkerende Jode met agterdog beheer. Daar het niks geestelik gebeur nie, en tog het God 'n nuwe begin in hierdie verlate spookdorp beloof. En ons lees dit in Jeremia 33 vers 10 tot 11. En of dit nou aan sy mense as gemeenskap is, of aan individuele gelowiges wat in sonde geval het, ons God is 'n God van nuwe beginne. Aan die gevalle maar berouvolle koning Dawid het die profeet gesê in 2 Samuel 12 vers 13, die Here het jou sonde weggeneem. En aan die ongehoorsame en getuigtigde profeet Jona, wat uit die groot vis uitgebraak is, sien ons die woord van die Here het vir die tweede keer gekom, in Jona 3 vers 1. En aan die wenende en gebroke Petrus het die opgestane verlosser in die geheim verskyn om hom te herstel. Het jy die Here jammerlik teleurgestel? God bied jou genadiglik 'n nuwe begin aan. As jy vra waar begin jy, dis die tweede punt. 'n Nuwe begin met God moet fokus op die kruis van Jesus Christus. Die eerste ding wat die leiers Yeshua en Zerubabel gedoen het toe hulle in die puinhoop gesien het, waar die tempel eens gestaan het, was om die altaar te herbou. Ons sien dit in vers 2. En uit vers 6 leer ons dat hulle dit gedoen het voor die eerste dag van die 7de maand, toe die teruggekeerde oorblyfsel in Jerusalem by mekaar gekom het. En toe die mense by die verwoeste stad aankom en uit die puin opstaan, het hulle 'n herstelde altaar gesien. En alhoewel die fundament van die tempel nog nie gelê was nie, het die aanskoue van daardie altaar hulle met hoop vervul. Nou, waarom het hulle met die altaar begin? En dit is vir ons ook geldig, omdat ons fundamentele behoefte, as ons tot God wil nader, vergifnis van ons sonde is. En God het die altaar so aangewys dat die een wat die offer bring, aanvaarbaar voor die Here sou wees, volgens Levitikus 1 vers 3. En dan gaan die altaar, het God gesê, ek sal daar met die kinders van Israel saamkom, in Exodus 29 vers 43. En die offerdiere het vooruitgewys na God se perfekte eenmalige offer vir sondes, die Here Jesus Christus. As jy nog nooit met God begin het nie, moet jy by die kruis begin, waar Jesus die lam van God sy bloed gestort het om vir sondaars te versoen. Die Bybel sê dat sonder vergieting van bloed daar geen vergifnis is nie, in Hebreërs 9 vers 22. Jou goeie werke kan nooit God se vergifnis verdien. So dis of jy plaas jou vertroue in die perfekte plaasvervanger wat God voorsien het, die Here Jesus Christus, of jy moet vir jou eie sondes betaal met ewige skeiding van God in die poel van vuur, sê Openbaring 20 vers 14. Geloof in Christus se bloed is die enigste manier om met God te begin. En as jy gelowige is, maar van die Here afgedwaal het, is die kruis steeds die plek vir 'n nuwe begin. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Leef daagliks aan die voet van die kruis. En dan derdens, 'n nuwe begin met God moet fokus op gehoorsaamheid aan sy woord. Hoe het hulle geweet om die altaar op te rig? Ons lees in vers 2, soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. En waarom het hulle die hittefees gevier? Ons lees in vers 4, soos geskrywe staan, en soos voorgeskrywe was. Met ander woorde, hulle het nie hierdie dinge volgens hulle eie voorkeure opgemaak nie. Hulle het nie 'n meningspeiling gehou om uit te vind wat die mense wou doen nie. Want miskien was die ou manier van aanbidding nie meer in pas met die moderne tyd nie. Of miskien wou die jonger geslag 'n meer kontemporêre manier hê
om met God te ontmoet. Waarom nie die ouwe weggooi en begin 'n bietjie innovasie inbring om alles op te kikker nie? Maar hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het teruggegaan na die woord van God en hulle het dit gehoorsaam. Daar's niks verkeerd met kontemporêre musiek en forme van aanbidding nie, solank hulle nie die skrif ken nie. Want onthou, net omdat iets oud is, beteken dit nie dat dit goed of sleg is nie. En dieselfde kan gesê word vir die nuwe. Sommige van die ou gesange bevat groot en wonderlike teologie, en die jonger geslag moet dit leer en dit oordra. Maar sommige van die ou gesange is maar vlak en simpel en moet maar eerder vergeet word. En dieselfde kan gesê word van die nuwer musiek. Sommige liedjies is solied en opbouend, maar sommige is teologies vlak en sommer simpel. Die standaard wat ons nodig het om alles te evalueer is dit. Stem dit ooreen met die skrif. Verskoon tog die tegnologie. Soos ek sê, die standaard is dit, stem dit ooreen met die skrif en verheerlik dit God behoorlik soos hy in sy woord geopenbaar word. En bevorder dit heiligheid in God se mense in lyn met sy woord. Wanneer dit kom by hoe ons as God se mense moet leef, dan moet ons ook na God se woord gaan en gehoorsaam wat hy beveel. God se morele gebooie pas nie aan by die veranderende morele standaarde van ons tyd nie. Hy het nie sy sienings oor voorhuwelikse seks of homoseksualiteit verander of versag nie, ten spyte van wat ons moderne samelewing voel. God sê nie vir ons, wel as jy regtig goed voel om met 'n nie-Christen te trou en jy daaroor gebid het, dan dink ek dis oukei nie. Sy woord verklaar duidelik in 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. En weer eens in 2 Korintiërs 7 vers 1, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. As jy 'n nuwe begin met God wil hê, is dit vir jou beskikbaar. Begin by die kruis en wandel dan in gehoorsaamheid aan sy woord. En dan vierdens, 'n nuwe begin met God moet fokus op die bou van sy huis. Want vers 6 impliseer dat terwyl hulle 'n nuwe begin van die herbou van die altaar goed was, iets groots nog ontbreek het. Hulle het nog nie die fondament vir die tempel gelê nie. En hierdie verse bevat 3 verwysings na die tempel in verse 6 en 9 en 10 en 5 waar dit die Here se huis genoem word, 2 keer in vers 8, 1 keer in vers 11 en 2 keer in vers 12. So die tempel of die huis van die Here was die plek waar hy onder sy volk gewoon het en sy heerlikheid gemanifesteer het. En sy volk het hierin gegaan om offers te bring vir vergifnis van sondes en vir danksegging vir sy goedheid teenoor hulle. Dit was 'n plek van gesamentlike viering waar die hele Israel 3 keer per jaar bymekaar gekom het vir die feeste van Pasga in Maart, April, vir Pinkster in Mei, Junie en die fees van Tabernakels of die Hittefees in September en Oktober. Die herstelde nasie kon God nie behoorlik aanbid totdat hulle sy huis herbou het nie. En die merkwaardige ding is dat ons as God se kerk nou sy tempel of sy huis is waar hy in ons woon en wandel. Sê 1 Korintiërs 3 vers 16 en 2 Korintiërs 6 vers 16 en weer eens in Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Die gebou waar ons by mekaar kom is nie God se huis nie. Dit is slegs die plek waar God se huis by mekaar kom in aanbidding. God se huis of tempel kan in privaat huise of in 'n park of 'n skuur of 'n kathedraal by mekaar kom. Maar ons moet onthou dat die plek nie heilig is nie. Die mense is heilig. Wanneer selfs 2 of 3 van God se mense in die naam van Jesus by mekaar kom, is hy daar in hulle midde, sê Matteus 18 vers 20. Die toepassing is dat as jy 'n nuwe begin met God nodig het, moenie probeer om dit alleen te doen nie. En daar is natuurlik 'n sin waarin enige nuwe begin intens privaat moet wees, ja. Jy moet privaat na die Here toe gaan en jou sondes bely en persoonlik die gestorte bloed van Christus toeëien. Jy moet persoonlik in God se woord kom en dit in jou daaglikse lewe begin gehoorsaam, beginnende op jou denkvlak.
As jy nog nie daar begin het nie, kan jy elke dag van die week na kerkbijeenkomste gaan, maar jy sal bloot skyn heiligheid in jou lewe versterk en 'n goeie front vir ander voorhou terwyl jou privaat lewe in duie stort. Maar sodra jy privaat nie begin het, moet jy baie saam met ander gebou word wat 'n verbintenis het om God te ken, 'n geloofsgemeenskap. Want sonder daardie verbintenis tot ander gelowiges sal die wêreld en die vlees en die duiwel jou oorweldig. Maar jy wonder dalk, hoe bou ons God se huis? Ons teks openbaar ten minste 5 faktore. Eerstens, om God se huis te bou vereis die moed om saam te staan teen hierdie vyandige wêreld. Hulle het die altaar gebou of herbou omdat, soos vers 3 sê, die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het. En hierdie woorde impliseer, met ander woorde, dat die dreigende situasie hulle behoefte aan hulp tuis gebring het en daarom ook aan daardie toegang tot God wat by die altaar beloof is. Dit is wat Derek Kidner in sy Ezra en Nehemiah Tyndale Old Testament commentary sê. Sommige het dalk gefokus op die bou van 'n sterk en 'n goed bewapende burgermag. Maar hierdie manne het geweet dat hulp van die mense vergeefs is as die Here nie op sy regmatige plek is nie. As hulle God eerste stel deur sy altaar te herbou, dan sou hulle beskerming teen die vyande wat nie gelukkig was oor hulle terugkeer nie vind. God wil 'n volk vir sy naam hê. En as ons eers sy koninkryk en geregtigheid soek, sal hy definitief na ons basiese behoeftes omsien. En moed beteken nie 'n gebrek aan vrees nie, maar eerder die moed om standvastig te bly in dreigende omstandighede, want jou vertroue is in die Here. Dapper Christene sal erken, ek kan my vriende of my werk of miskien selfs my lewe verloor en ja, dis 'n skrikwekkende gedagte, maar ek sal nie my toewyding aan Jesus Christus in die gedrang bring om enige van daardie dinge te bewaar nie, want in elk geval binnekort gaan vergaan. En dan sal ek voor God staan. So ons vrees God dus meer as enige iets in hierdie bose wêreld, soos Lukas 12 vers 4 tot 5 ook vir ons leer. Jy moet dalk daardie soort moed alleen hê. Maar dit is makliker om daardie soort standpunt en moed in te neem saam met ander gelowiges wat jou met aanmoediging en gebed ondersteun. Dan tweedens, om God se huis te bou vereis dat ons hulpbronne daarvoor gee. Want ons sien hierdie mense het pas na die land teruggekeer, wat beteken dat hulle bron van inkomste in Babylon moes prysgee en 'n 4 maande lange trek na die land moes onderneem wat geen gewasse gehad het, wat gewag het om geoes te word nie en geen werk gehad het om te gaan inkomste verdien nie en daar was geen ekonomie nie. En sekerlik was die meeste van hierdie mense nie ryk na tussen 50 en 70 jaar in ballingskap nie. Maar toe hulle sien dat die huis van God te hoop pyn was, het hulle geld en kos en drank en olie gegee vir die arbeid en materiaal om die tempel te herbou, soos ons in vers 7 sien. En om God se huis te bou, verg geld. Jou bereidwilligheid om te gee in die verhouding wat jy gee, is miskien die beste aanduiding dat Jesus die Here van jou hart is. As statistieke enigiets beteken, dan leef die moderne evangeliese kerk nie onder die heerskappy van Christus nie. Dan kom ek gee julle 'n paar statistieke en hierdie kom uit, dit is baie jare gelede. Eerstens, in kerke wie se enigste rentmeterskap metode die ontvangs van offergawes is en mense hulle besluit te baseer op 'n bedrag sonder om op papier te skryf en jaarliks in te dien, gee die bywoners 'n gemiddeld 1,5% van hulle inkomste. In kerke wat mense vra om jaarliks op 'n kaartjie te skryf en 'n bedrag in te dien, gebaseer op 'n begrotingsdoelwit, gee gemeentelede gemiddeld 2,9% van hulle inkomste. In kerke wat mense vra om jaarliks op 'n kaart te skryf en 'n bedrag in te dien, gebaseer op 'n persentasie van hulle inkomste, gee bywoners gemiddeld 4,6% van hulle inkomste. En onder alle denominasies gee 63% van pastore ten minste 10% van hulle inkomste voorbelasting. Maar tog vertel 1 uit 3 nie hulle gemeentes nie en mis hulle sodoende 'n geleentheid vir groot invloed.
Die meeste kerke pas by die eerste beskrywing wat rentmeesterskap metode betref. Ek wil amper vanmôre vir julle sê, ek hoop nie dat julle die 1.5% gewers ewenaar nie. As jy 'n nuwe begin met die Here wil hê, begin met finansiële getrouheid. Jesus het gesê, as ons getrou is met die klein dingetjies van geld, God ware rykdom aan hulle sal toevertrou. En ons sien dit in Lukas 16, 10-13. En dan derdens, om God se huis te bou, vereis werk en eenheid onder goddelike leierskap. Ons sien in vers 1, Israel het saam soos een man na Jerusalem gekom. En in vers 9 sien ons hier die verskillende leiers het saam soos een man gestaan met mekaar om toesig te hou oor die werkers wat die tempel herbou het. Eenheid was noodsaaklik as gevolg van die vyand wat buite of die vyand buite wat binnekort die werk sou bedreig en staak. Die leiers het die werk wyslik gedelegeer sodat dit nie net op 'n paar mense geval het nie. En enige betekenisvolle werk vir God is die werk van baie lede wat in harmonie saamwerk onder goddelike leiers. Wanneer die vyand so werk wil stop, dan ontwrig hy dikwels die eenheid. Wanneer dit gebeur, is daar verskeie gevare. Leiers kan in die versoeking kom om belangrike waarheid te kompromiteer ter wille van die behoud van eenheid. Maar dit lei altyd tot 'n groot ramp later, omdat dit God se woord ondermyn. Leiers kan ook in die vlees reageer deur in woede of persoonlike teenoorvalle uit te bars en sodoende hulle kwalifikasies as geestelike leiers te beskadig. Werkers kan die geleentheid gebruik om hulle frustrasie teen die leiers te lig as gevolg van persoonlike kwessies wat hulle voel nie behoorlik aangespreek is nie. Werkers kan faksies vorm, gebaseer op vriendskappe en ander emosionele kwessies, eerder as om hulle aan die God geordende leiers te onderwerp. Skinderpraatjies en valse gerugte kan vinnig deur die liggaam versprei omdat mense luister na diegene wat ontevrede is en nie direk na die bron gaan om die waarheid vas te stel. Alles in ag genome. Satan het 'n bloeitydperk en baie van die Here se mense eindig gewond. So ons moet dus ywerig wees om die eenheid van die gees in die band van vrede te bewaar, terwyl ons daarna streef om die eenheid van die geloof te bereik wat met geestelike volwassenheid kom. Soos Paulus ook vir ons in Efesiërs 4 verse 3 en 13 leer. En dan vierde is die bou van God se huis vereis hernuide klem op gesamentlike aanbidding. Baie kan hier gesê word, maar ek het nie tyd om so baie te sê nie. Maar ek moet net let eers daarop dat beide persoonlike en gesamentlike aanbidding op God fokus en deur geloof sy goedheid en verbondliefde bevestig, soos vers 11 vir ons sê. Want aanbidding vereis bekwame musikante, sê vers 10, maar as die fokus op die musikante is, dan is jy in die area van vermaak en beweeg, nie aanbidding nie. Aanbidding prys die Here en sê, want hy is goed en want sy liefderyke goedertierenheid is oor Israel vir ewig. Onthou, hierdie mense het pas 70 jaar van ballingskap in Babylon deurgemaak. Baie het geliefdes, sowel as besittings en huise verloor toe Jerusalem geval het. En as hulle op hulle self gefokus was, dan sou hulle gekla en die goedheid van God betwis het. Maar deur geloof het hulle geweet dat die Here hulle uit sy goedheid getuister het. En as dit so snaaks klink, gaan lees Psalm 119, onder andere vers 67 en vers 71. So, nou kon hulle sing van sy goedheid en verbondsliefde teenoor sy volk. En tweedens, let op dat hierdie mense hulle emosies in hulle lofprysing uitgedruk het. Die woord sê vir ons in verse 12-13, hulle het van vreugde gejuig en dit was 'n harde gejuig. Sommige van ons nie-charismate is dalk soms 'n bietjie te terughoudend in ons aanbidding. En ja, daar is beslis die gevaar van emosies wat opgeblaas word deur sentimentele deentjies wat oor en oor gedreun sang word totdat hulle die verlangde toestand van ekstase produseer en dit is verkeerd. Maar ons fokus op ons groot, getroue, liefdevolle, verbondshoudende God en die waarheid van sy woord behoort dit, as ons fokus daarop is, dan behoort dit ons emosies te beïnvloed.
Hoe kan ons nie ontroer word as ons aan sy oorvloedige genade dink nie? En dan laastens, die bou van God se huis vereis 'n gees van samewerking en begrip tussen oud en jong. Want ons sien hier, die jong mense was verheug toe hulle die fondament van die tempel sien lê. Want al wat hulle ooit geken het was Babylon en sy tempels vir afgode. En hier was hulle skielik terug in die land van belofte, in die stad van God se keuse, en die fondament van die Here se huis is gelê. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. Maar die ou mense aan die ander kant het iets veel groters gesien. Hulle het Salomo se tempel in al sy glorie geken. Vir hulle was hierdie nietige fondament te midde van die pyn en die afgebreekte mure van Jerusalem maar redelik jammerlik. Terwyl die jong manne van vreugde uitgeroep het die ou manne van droefheid geween. En jy kon nie sien wie lag en wie huil nie, behalwe dat die verdeeldheid min of meer volgens ouderdomlyne geval het. En julle sien, daar's twee gevare soos altyd in hierdie sake. Die ou manne kon die jonger manne van hierdie nuwe begin ontmoedig het, en dit sou tragies gewees het. Want hulle moes ergens begin, en alhoewel hierdie nuwe begin nie by die vorige glorie gepas het nie, was dit 'n begin, en dit was waar God nou aan die werk was. En die ander gevaar weer, was dat die jong manne die wysheid en die ervaring van die ouers kon ignoreer, in welke geval hulle meer foute sou gemaak het en die mislukkings van die verlede sou herhaal het. Die ouer mense het die entoesiastiese energie en vreugde van die jonger mense nodig gehad, en die jonger mense het die wysheid en die volwassenheid en die ervaring van die ouer mense nodig gehad. Hulle weet, daar's kerke wat bestaan uit 'n paar ou mense wat vasglo aan hulle gunstelinge ou gesange en hulle King James Bybels. Hulle kan nie verstaan hoekom die jonger mense nie by hulle aansluit nie, en hoekom hulle getalle dan kwyn nie. Ander kerke weer bestaan meestal uit jong mense wat die tradisies van die ouer mense verwerp het. Dikwels is hulle opwindende groeiende kerke wat amper geen ooreenkoms het met kerke van die verlede nie. Maar hulle loop die gevaar om eeue se Christelike erfenis weg te gooi en ernstige foute te maak wat vermy kon word as hulle by die ouer geslag sou leer. Ons het alle ouderdomme in Christus se kerk nodig, gesamentlik. En ons moet almal by mekaar leer. En ek wil afsluit. Het jy 'n nuwe begin met God nodig? 'n Nuwe begin met God is altyd moontlik en moet fokus op die kruis, op gehoorsaamheid aan God se woord en op die bou van sy huis. So geliefde, waar jy ook al is op jou pad, God se deur is oop. En hy nooi jou uit na 'n nuwe begin met homself. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie dat U vir ons hier wys dat 'n nuwe begin altyd moontlik is. En dat al lyk die nuwe begin nie soos wat ons aan gewoond was in die glorie daarvan nie, dat ons weet dat U daarby teenwoordig is, dat U daarby betrokke is. En daarom kan ons met vertroue hierdie nuwe begin neem en daarop bou. Lei ons, Here, om 'n gehoorsaamheid aan U woord voort te gaan en te bou vanaf hierdie nuwe begin. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle saam geluister het tot hier. Mag hierdie vir julle vanmôre ook 'n inspirasie wees om te weet, maak nie saak waar jy is nie, as jy nog nie begin het met God nie, as jy begin het en afgedwaal het, as jy warm geraak, van jou warm af na lou toe geraak het of selfs koud. 'n Nuwe begin is altyd moontlik. God is altyd daar. En hy sal altyd jou arbeid ondersteun. Hy sal altyd saam met jou werk aan hierdie nuwe begin. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as die Here se wil is, kom ons volgende week weer by mekaar om verder uit hierdie boek van Esra te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.